vir my 'n voorreg om volgende weer die woord met julle kan deel, vir 'n bietjie langer as op die kansel, op hierdie kansel. Ek was die laaste keer was ek in Carletonville gewees, vir Paasfees, en was regtig geseënd gewees. Was vir my regtig lekker, ek sê altyd, as 'n mens wegpreek is dit goed, want jy sien hoe die Here daar ook werk, en ek dink altyd aan Jesus se woorde in Matteus 16 waar hy sê, ek sal my kerk bou en die magte van die poorte van die doodryk sal dit nie oorweldig nie. Dit is my wonderlik om altyd sien die Here daar werk, maar hierdie is nog steeds my huis, nee, hierdie is my huis. Hier is my mense en is altyd lekker om hier te wees. So, dit is my voorreg en ek wil regtig net 'n bietjie aangaan oor Paasfees. Ons het 'n bietjie gesê Paasfees, julle weet 2 weke terug. Dis Paasfees gevier, 'n groot gebeurtenis. En as ons dan vandag kyk, is nou 2 weke later, so dis nou tydelik of eintlik die gedeelte die 40 dae nou voor Jesus opvaar hemel toe, né? Wat het Jesus daar gedoen? Jesus het keer op keer aan mense verskyn. Hy het gewys dat hy opgestaan het en ek dink dit was belangrik geweest dat om te bevestig dat hy werklik opgestaan het, dat hy nie sy liggaam nie gesteel is uit die graf uit nie of wat hulle hom wegsteek nie, wat hy werklik opgestaan het. En dis een van die redes ook hoekom Jesus die merk op die hande gehad het, wat Thomas kon sê, sit jou hand aan my sy, wat ek jou vinger hierso in, want om te kan sê bevestig dat dit is wat gebeur het, dit wat hy gesê het hy gedoen. En ons sien in die Nuwe Testament op 13 verskillende geleenthede waar Jesus dan aan mense verskyn, en sy disippels, ons weet in die 2 vroue, ons weet in die 2 mans, op pad na Emmaus toe, ons weet dit skyn hulle, en ons sien ook in 1 Korintiërs 15, dit het op 'n slag dat dan 500 manne gelyktydig verskyn. En dit is toch belangrik, hoekom is dit so belangrik gewees? Die rede daarvoor is dat niemand kan 'n ooggetuie anders oortuig as wat hy gesien het nie, as ek reg. Kom ek gee jou 'n voorbeeld, as ek vandag vir julle sê, ek het gister gesien hoe 'n man van 'n 10 verdieping gebou gespring het, en het op sy voete geland, en niks oorgekom nie, dan mag julle daar vir my sê, ek dink nie, dit kan wees nie, want dit is onmoontlik, dit kan nie wees nie, maar niemand sal my anders kan oortuig, as wat ek gesien het nie, stem jy dit saam? En ek dink is dieselfde met die opstanding, as Jesus aan jou verskyn het, op 'n bonatuurlike manier, of jy het God se krag op 'n bonatuurlike manier ervaar, kan mense dalk anders dink, maar niemand gaan jou anders oortuig nie. En ek dink dis waarom het belangrik was om aan soveel mense te verskyn sodat die goeie nuus kon uitgaan. Die goeie nuus kon gaan. En as mense die Bybel lees, dan sien ons maar daai 11 disippels, obviously nie Judas wat homself opgehang het na die Jesus verloon het, maar die 11 disippels wat oorgebly het, 10 van die 11, sê Johannes, wat nie 'n marteldood gesterf het nie. Hulle het uitgegaan en wat het hulle verkondig? Hulle het die opstanding van Jesus verkondig. Die goeie nuus, dit wat ek en jy in ons harte dra volgend. Dis wat hulle verkondig het en niemand kon hulle stil kry nie. Geen owerheid kon hulle stil maak nie, geen owerheid kon keer op keer wat hulle vir Johannes Petrus sê, nou, julle mag nie meer in naam van Jesus praat nie. As hulle uit die tronk uitkom, wat doen hulle? Hulle gaan verkondig juist dit. Hoekom? Want hulle het dit gesien. Belangrik gewees dat dit sien en hulle het uitgeleef. So, dit wat ons gesien het, of dit wat hulle gesien het, niemand kan hulle anders oortuig nie. En ons is dankbaar daarvoor Jesus dit gedoen het. So, op grond van dit, wil ek volgende nog so klein bietjie stil staan by die opstanding. Regtig stil staan by die opstanding, want dit is so 'n impak, 'n groot gebeurtenis in 'n Christen se lewe. Jy moet verstaan dat sonder die opstanding was daar nie Christendom vandag gewees nie. Jy moet verstaan dat dit is die fundament waarop ek en jy ons geloof vandag bou. Die feit dat Jesus Christus gesterf het, en dat hy opgestaan het uit die dood. As ek volgende die wêreld moet vra, waaroor gaan Paasfees? As ek seker dat sal vir met baie duidelikheid sê, dit gaan oor paaseiers en sjokolade-eiers en paashasies en miskien 'n skattejag, 'n egg hunt, soos die Engelsman sê. Hulle gaan miskien dit sê. Party gaan dalk sê dis 'n lekker vakansie, was 'n lang naweek gewees, ons gaan vis vang, wat dit ook al is. Dis die wêreld se verduideliking van wat Paasfees is. Vir die Christen, as ek die Christen volgende vra, maar wat het 2 weke terug gebeur, wat is Paasfees, as ek seker meeste sal kan getuig en sê, dit gaan oor Jesus se kruisiging en opstanding, wat absoluut waar is. Maar het jy geweet dat daar 'n dieper betekenis ook is, dat daar ander implikasies ook was. En ek dink baie Christene vandag mis dit, hulle besef nie, dat dit nie net was die kruisiging van Jesus Christus vir die sonde, vir die wêreld se sonde nie. Daar's meer implikasies, daar ander dinge ook gebeur. En ek wil graag hê ons 'n bietjie daarby stil staan. Paasnaweek se fokus is hoofsaaklik dat Jesus kom sterf het. Is hoofsaaklik dat Jesus opgestaan het uit die dood uit. Maar die opstanding, daar's 'n dieper betekenis, daar's ander implikasies wat ek vanoggend met julle graag wil deel. 2 Korintiërs 5:21 beskryf die kruisiging van Jesus so mooi. Hy sê Christus was sonder sonde. Maar God het hom in ons plek as sonder behandel, sodat ons, deur ons eenheid met Jesus Christus, deur God vrygespreek kan wees. Dit is die hoofdoel gewees.
Sê weer eens, dis waarna vasklou, dis ons geloof, maar daar's ander implikasies ook. Ek dink dit is veilig om te sê dat vroeër gesê dat die Christelike geloof word gebou op die opstanding van Jesus, want as daar nie opstanding was, soos ek gesê het, was daar nie 'n Christendom soos ek en jy vandag het ervaar nie. Ons sou waarskynlik nie in 'n kerk gesit het vandag nie. Daar sou nie 'n geloof gewees het, 'n Christelike geloof gewees het nie. As daar nie 'n opstanding was nie, dan is dit veilig om te sê dat God 'n leienaar was, dat hy nie gedoen het wat hy gesê het hy gaan doen nie, en ek dink het is ook veilig om te sê dat daar geen verlossing vir my nie was nie. Daar sou vir ons geen hoop gewees het nie, ons sou verantwoordelik gewees het vir ons eie sondes, en ons sou heeltemal mekaar val, want daar sou nie vergifnis gewees het nie, daar was nie 'n hemel vir die mens nie, want ons sou onsself nooit kon red nie, ons almal sou oop kaarte, oop hemel te beweeg, hel te beweeg het, as daar nie 'n opstanding was nie. Jy moet verstaan, ek dink dis die rede hoekom die opstanding van Jesus juis vandag se tyd deur ateïste en professore in soveel bevraagteken word. Hulle val dit aan want hulle besef dat as hulle die opstanding kan onklaar verklaar, kan verklaar wat dit nie waar is nie, dan sal die hele Christendom in mekaar instort. Alles sal soos 'n kaarthuis in mekaar sak. So wat is die implikasies? Ja, Jesus kom sterf vir ons sonde, en ons is dankbaar volgens daarvoor. Die feit dat ek hier volgende in die kerk sit, is bewys daarvan, ons is dankbaar teen die Here. Maar wat is die ander implikasies? En ek wil begin hier te sê, dit begin by God die Vader. Daar is 'n implikasie vir God die Vader, waarvan praat ek? As die Bybel lees en ons sien waar hulle God beskryf, wat is die een karaktereienskap van God wat vorendag kom, behalwe sy liefde en sy genade, is die een ding wat daar baie klem op gelê word, is dat God die waarheid is, né? Dat hy nie kan lieg nie, dat hy rein is, dat hy soewerein is, dat hy betroubaar is, dat ons hom kan vertrou. Ons hoop is daarin dat God so 'n heilige God is. As jy die skrifgedeeltes lees, dan bevestig dit. Psalm 119 vers 89 sê, U woord, Here, staan vir altyd vas in die hemel. Dan gee jy Psalm 33 vers 11 en sê dat die planne van die Here staan vas vir altyd. Sy besluite van geslag tot geslag staan vas. 1 Konings 8 vers 56, 'n mooi gedeelte. Hy sê, nie een van die goeie beloftes wat hy deur sy dienaar Moses gemaak het onvervul gebly nie. Kan jy sien die waarheid van God word jy vasheid? Deuteronomium 32 vers 4. Hy is 'n getroue God sonder onreg. Hy is regverdig en betroubaar. Weereens, ons kan hom vertrou. Ons ken die bekende Titus 1 vers 2 wat sê dat God nie kan lieg nie. Dat hy altyd doen wat hy beloof het. Kan jy sien, dit is onmoontlik vir God om te lieg. Hoekom? Want hy is 'n heilige God. Daarom kan ons hom vertrou. Dit is een van sy karaktereienskappe. En as God dan nie doen wat hy sê nie, dan kan ons verklaar dat hy 'n leienaar is. Aan die ander kant van die koin kry ons in die duiwel. Ons weet hy is 'n leienaar. Die Bybel skryf van Johannes 8 vers 44 is die vader van die leuen. Hy is die leienaar. Maar as ons na die opstanding kyk, dan sien ons dit is juist dit wat God gesê het hy gaan doen, het dan presies so gebeur. Kyk hoe beskryf Handelinge, die opstanding in Handelinge 2 vers 22-24. En sê hy, Israeliete, luister na die woorde. God het Jesus van Nasaret aan julle bekend gestel deur die kragtige dade, die wonders en die tekens wat God hom by julle laat doen het. Daarvan weet julle self. Dan sê hy, God het besluit en dit vooruit bepaal om hom aan julle uit te lewer. En julle het hom deur die heining aan die kruis laat spyker en hom doodgemaak. Maar God het hom van die smarte van die dood verlos en hom uit die dood laat opstaan. Dit was immers vir die dood onmoontlik om hom gevange te hou. Kom ons staan net stil dan. God het dit vooraf besluit. Dat alles wat met Jesus gebeur het tydens die kruisiging, dit was God se plan van die begin af gewees. Dit was God se plan. Hoekom het God Jesus uit die dood? Jy moet verstaan, dit is God wat Jesus uit die dood laat opwek. Dit is God se krag. God het dit gedoen. Hoekom het hy dit gedoen? Paulus skryf nêrens hier dat God hom uitgewek het om God se krag te wys nie. Hy skryf nie omdat dalk Jesus jammer gekry het daar in die doderyk nie. Hy skryf nie om God dalk sy wysheid vir die wêreld wil wys nie. Dit was nie die rede nie, die hoofrede hoekom God dit gedoen het. Natuurlik vir die sonde van die wêreld, maar jy moet verstaan dat God het gedoen dit wat hy gesê het. Sou Jesus in die graf gebly het, kon die wêreld omgedraai het en gesê het, maar God is 'n leienaar, want dit wat hy gesê het hy gaan doen, het hy nie gedoen nie. So dit wat God bevestig, gesê het hy gedoen. En dan gaan hierdie skrifgedeelte verder in Handelinge 2 dan haal hy 'n paar Ou Testamentiese profesieë uit wat dit bevestig. Dat as Jesus nie sou opstaan nie, sou dit beteken dat die God wat ek in die aanbid 'n leienaar sou wees. Maar ons dank die Here dat Jesus wel opgestaan het. Ons sien in 1 Korintiërs 15 waar Paulus spesifiek praat oor die opstanding en die apostels het getuig van en sê, maar sou Jesus nie opgestaan het nie, dan sou al die apostels valse getuienis gegee het.
dan sou alles wat hulle gesê het nie die waarheid gewees nie. En ons weet dan, so ons as Christene vandag nie volgens die kon sit nie. Hoekom? Want ons dan sou ons Christendom gebou gewees het, gebaseer gewees op 'n leuen. En ons weet dat niemand kan alleen vertrou nie. Dit staan nie vas nie. Dat leuen dra geen gewig nie. Maar ons dank die Here volgens dat hy nie 'n leenaar is nie. Dat dit wat hy vooraf in die Ou Testament bevestig het, wat hy gesê het hy gaan doen, het hy presies gedoen. Daarom weet ons dat ons kan God vertrou, nie net in hierdie aspek nie, maar in alles wat ons Here vertrou, want hy's 'n waarmaker van sy woord. As God gesê het hy gaan iets doen, dan doen hy dit. Al die beloftes wat God dan in die woord van God gee, kan ons vertrou. Hoekom? Want hy's die waarmaker van sy woord. Hy's nie iemand kan lieg nie. Hy's te rein, hy's te heilig, hy's te perfek, te volmaak, sonder fout. En vanoggend kan ons regtig verklaar, die graf is leeg. En die graf leeg is, kan ons God vertrou. So dis die eerste implikasie wat net in jou aandag wil bring. Dit is nie net die kruisiging van Jesus wat 'n implikasie het vir my en u as kinders van die Here, die feit dat ons sonde vergewe is nie, maar dat dit ook 'n implikasie vir God gehad het. Dat sou God nie Jesus uit die dood opgewek het nie, sou hy nie gedoen het wat hy gesê het nie. Die tweede implikasie wat ek net hier wil los is, wat is 'n implikasie omtrent Jesus Christus as persoon self? Die opstanding van Jesus het ook 'n implikasie gehad vir Jesus as die seun van God. Kolossense 1:15, die skrif hierso, dan sê die seun is die beeld van God, van die God wat self nie gesien kan word nie. Die seun is die eerste, verhewe bo die hele skepping. God het deur hom alles geskep wat in die hemel en op aarde is, alles wat gesien kan word en alles wat nie gesien kan word nie. Konings, heersers, maghebbers, gesagvoerders, alles is deur hom, vir hom geskep. Ek gaan net daar stil staan. Hy sê, Jesus die seun is die beeld van God, die God wat ons kan sien. So alles wat ons in Jesus sien, verteenwoordig God self. Ons weet Jesus is die seun van God. Ons gaan kom hy sê die seun is eerste. Wat bedoel hy eerste? Hy praat nie van eerste geskape nie. Ons weet Jesus was van die begin af daar gewees. As hy praat van eerste, bedoel hy die rangorde. So Jesus se gesag is die hoogste gesag in die heelal. En dan sien ons verder in vers 18 so hy is nie net 'n gewone mens nie, want alles is deur hom geskep en tot hom geskep. So hy het hierdie gesag en die mag en alles word vasgevang en saamgevat in die opstanding van Jesus. Want as Jesus nie opgestaan het nie, was hy nie die eerste nie. Was hy nie die eerste nie en was hy nie eers in die rangorde nie. Hy's meer as 'n mens. Hy het die hoogste gesag. Hy het die hoogste orde in die rangorde. Vers 18, omdat hy opgestaan het en uit die dood oorwin het, beteken dat Jesus die eerste plek is in alle dinge. Jesus het opgestaan en daarom is hy eerste in alles. En dan gaan dit verder, Romeine 1 vers 2, en dan sê hy, hierdie evangelie het hy vooruit deur sy profete in die Heilige Skrif aangekondig. En dit handel oor sy seun. As 'n mens is hy die geslag van Dawid gebore, maar hoor hierso, op grond van sy opstanding uit die dood is hy deur die Heilige Gees aangewys as wat? As die seun van God. Kan jy sien wat dit beteken? Dit beteken in sy bloedlyn, so presies wat geprofeteer is dat die Messias uit die nageslag van Dawid sou kom. So Jesus volg die bloedlyn presies uit die nageslag van Dawid, maar hoor jy, die feit dat hy opgestaan het bevestig dat hy die seun van God is. Wat beteken dit? Dat sou Jesus nie opgestaan het uit die dood uit nie, dan kon ons vandag sê hy is nie die seun van God nie. Ons as Christene vandag in hierdie kerk verklaar uit een mond uit dat Jesus is die seun van God. Ons erken hom, ander gelowe erken hom net as 'n profeet, sit hom op dieselfde mag as miskien as 'n Moses wat wonderwerke gedoen het, maar hulle verklaar hom nie as die seun van God nie. Maar ek en jy vandag as 'n Pinkstergemeente, ons kan met duidelikheid sê Jesus is die seun van God. En dit is nie vir hierdie skrif was nie. Dit is nie vir Jesus wat uit die dood het opgestaan het nie. Kon ons vanoggend nie verklaar het met seker ons harte dat Jesus die seun van God is nie. Is nie wonderlik nie. So, dis die implikasie dat sy opstanding bevestig dat hy kragtig dat hy die seun van God is. As Jesus nie opgestaan het uit die dood nie, het God gelieg. Was hy 'n leenaar geweest? Het hy nie gedoen wat hy gesê het nie? En as Jesus nie opgestaan het uit die dood uit nie, het Jesus gelieg, want ons weet Jesus het verklaar. Hy het baie keer gesê ek is, wat homself gelyk met God stel. Lees in Johannes 8, kan die mense duidelik sien, toe hulle moet doodgaan met klippe, toe hy sê ek is voor Abraham. Wil die Fariseërs doodgaan met klippe, ons lees dit. So dan Jesus ook gelieg, as hy nie opgestaan het, want dan was hy nie die seun van God nie, maar die feit dat hy opgestaan het bevestig dat hy kragtig is, en dat hy die seun van God is.
Die derde implikasie gaan oor die Heilige Gees, en dis hier waar ek opgewonde raak, want daarop moet ek Pinkster is, die Heilige Gees, dis die Heilige Gees wat hier is aangewys, die Seun van God. Romeine 1 vers 4 sê, op grond van sy opstanding uit die dood, is hy deur die Heilige Gees aangewys, as die Seun van God wat in mag bekleed is, Jesus Christus ons Here, en dan gaan hy verder, Johannes 16 vers 7, Tog sê ek vir die waarheid, sê Jesus, net voor hy opstaan, voor hy gekruisig is, dan praat hy met sy disippels, en hy berei hulle voor vir wat op pad is. Hulle het nie geweet, hy gaan gekruisig wees nie, maar hy berei hulle voor, en sê hy vir hulle het nie gedink hy gaan weggaan. Dan sê hy, tog sê ek vir die waarheid, dit is tot julle voorbeeld dat ek weggaan, want as ek nie weggaan nie, sal die voorspraak, die Heilige Gees, nie na julle toe kom nie, maar as ek gaan, sal ek hom na julle toe stuur. Jesus sê vir hulle, julle dink dalk, julle besef dit nie nou nie, maar dit is tot julle voordeel. Ek gaan weggaan, en dit is tot julle voordeel, want as ek nie weggaan nie, kan die Heilige Gees nie kom nie. En dan vers 13 en 14 van Johannes 16, dan sê hy, en wanneer hy kom, praat sy Heilige Gees, die Gees van die waarheid, sal hy julle in die waarheid lei, die hele waarheid lei, ekskuus. Wat hy sal sê, sal nie van homself kom nie, hy sal net sê wat hy hoor, en hy sal die dinge wat gaan kom aan julle verkondig. Hy sal my verheerlik, want wat hy van my ontvang, sal aan julle verkondig. Wat sê Jesus hierso? As Jesus nie gekruisig is nie, en Jesus nie opgestaan nie, sou Jesus nie 40 dae later opgevaar het hemel toe nie. En as hy nie opgevaar het hemel toe nie, wat beteken dit? Dan sou die Heilige Gees nooit na ons toe kon kom nie. So die feit dat Jesus opgevaar het hemel toe, het 'n implikasie vir die Heilige Gees vir my en u. Hoekom ons sal wankel van die Heilige Gees? Ons het die Heilige Gees nodig. Hoekom? Want die Heilige Gees openbaar Jesus Christus aan my nie. Het jy geweet volgens dat ek en jy sou nooit by die Here kon uitkom as dit nie vir die Heilige Gees was nie? Ons sou nooit tot inkeer kon kom nie. Want dit is die Heilige Gees wat ons oortuig van sonde, oordeel en geregtigheid. Die feit dat jy volgens hier sit en volgens kan verklaar jy is 'n kind van die Here, is alles die werk van die Heilige Gees. Alles die werk van die Heilige Gees. Hier is die prys betaal, maar dit is die Heilige Gees wat my en jou oortuig, want dit was verkeerd. En daai stemmetjie wat jy hoor, as jy lelik is met iemand, of jy het iets verkeerd gedoen, en daai sleg voel, dis die Heilige Gees wat ons aankla. Dus laat besef, ons wandel in verkeerde dinge. So daarom is dit belangrik, dat ek hier die Heilige Gees het. En dit kon net gebeur het, as Jesus opgestaan het uit die dood. Dis al hoe ons die Heilige Gees kon gekry het. Dis so belangrik vir die mens, so gesê, vir dat ons die Heilige Gees kry, want ook en jy kan nie vandag gelowig wees, as die Heilige Gees nie Jesus Christus aan my en jou geopenbaar het nie. In ons gedagtes, in ons harte, ons sou nooit nie, as daar nie opstanding was nie, sou Jesus nie hemel toe gegaan het nie. As Jesus nie hemel toe gegaan het nie, sou ek en jy nooit die Heilige Gees kon ontvang nie. Ja, die Heilige Gees sou daar gewees het, hy is deel van die drie-enige God, maar die implikasie vir my en jou, wat die Heilige Gees betref, kom in werking, die feit dat Jesus opgestaan het in die doodheid, want toe kon die Heilige Gees na my nie toe kom. Ons is bevoorreg om die Heilige Gees te hê. En dis my hartsbegeerte, en dis vir Paul se hartsbegeerte, dat die Gees van God, die Heilige Gees, weer kragtig bedien sal word in hierdie gemeente. En ons bid daarvoor, want ons het die Heilige Gees so nodig. Ons weet dit is 'n geskenk wat die Here vir ons gegee het, en ek dink is net weer tyd dat ons hierdie Heilige Gees die regmatige plek en respek gee wat hy verdien. So as die impak wat die Heilige Gees betref, sal ons gesien dat die implikasie van God is, dit bevestig dat God die waarheid is, dat hy nie 'n leienaar is nie, dat hy doen dit wat hy sê. Hy het gesê genees die dood te wek in die Ou Testament, en hy het juist dit gedoen. Ons sien die implikasie van Jesus Christus, in 'n nutshell, dit bevestig eerstens Jesus se rangord, dat hy die hoogste gesag is, dit bevestig net dat hy die Seun van God is. Dat ons kan verklaar volgens ek en jy, dat hy die Seun van God is, en dat ons hom kan aanbid met dieselfde autoriteit, met dieselfde respek en die gesag wat God het. Want as jy daai een gedeelte lees, kan jy sien, dan sê hy, God het hom die mag van die oordeel aan Jesus oorgelaat. Wat sê hy, dieselfde gesag, mag en autoriteit as wat God die Vader het. En dan sien ons die implikasie vir die Heilige Gees. Dat as Jesus nie opgestaan het, jy sou nie opgevaar hemel toe nie, en dan sou die Heilige Gees nooit aan my en u gegee gewees nie. Dan sou ek hier nooit die Heilige Gees as 'n helper en 'n trooster gehad nie. Wat van die mensdom, is daar implikasie vir die mensdom natuurlik. Dit wat ek jy glo, dat Jesus kom sterf vir ons sonde, dat hy die prys betaal het. Die feit dat Jesus uit die dood opgestaan het, wat bevestig het? Dit bevestig dat die prys wat Jesus betaal het in die kruis, dat dit voldoende was vir die wêreld se sonde. Dat ons nie meer hoef te betaal vir dit, dat ons wat aan Jesus Christus glo, dat die prys betaal is. Dat as ons eendag vir die regte stoel staan, ons staan voor God, en ons is kinders van die Here, dat daai oordeel nie oor ons sal kom nie.
dat Jesus vir ons die prys betaal het. Wat is die implikasie daarvan? Jesus het opgevaar hemel toe. Nou sit ek hier met 'n hoëpriester, gaan lees Hebreërs, ek was Hebreërs 4, as ek reg onthou, staan dit word spesifiek beskryf, Jesus as ons hoëpriester. Ons is die hoëpriester, wat is die hoëpriester? Hy tree in vir ons. Hy tree in dag en dag vir my en jou, hier terwyl ons op aarde is, want hy gee om vir ons. Dis die impak wat die opstanding vir my en u het, dat ons vanoggend kan verklaar, ek en jy is kinders van die Here. Johannes 5 vers 21-23 gaan staan, dan skryf Johannes, en sê hy, soos die Vader die dooies opwek en lewend maak, so maak die Seun ook lewend wie hy wil. Self hoor die Vader niemand, die hoor hierso, maar die oordeel het hy geheel en al aan die Seun oorgelaat. Daarom moet almal die Seun eer, soos hulle die Vader eer. Wie nie die Seun eer nie, eer ook nie die Vader wat hom gestuur het. Ek kan nie sien dieselfde gesag. Jesus het die hoogste gesag. Die oordeel is aan hom oorgelaat. So Jesus het die mag om die doodes uit die dood te wek. Die dag as Jesus kom by sy tweede koms, gaan die grafte oopgaan. En ons gaan voor Jesus staan en ons gaan geoordeel word. Jesus gaan ons oordeel volgens dit wat ons gedoen het op aarde. As ons in Jesus Christus leef, weet ons gaan vir ewig saam met hom leef. As ons in die duisternis leef en ons nie kinders van die Here nie, dan weet ons die ewige hel wat vir daai mense wag. So wat beteken dit vir my en jou? Wat beteken waar pas ek en jy in? Ons moet net glo dat Jesus die Seun van God is. Ons het glo en vertrou dat hy gesterf het vir ons sonde. Romeine 10 vers 19 skryf dit so mooi. Hy sê, as jy met jou mond bely dat Jesus die Here is en met jou hart glo dat God hom uit die dood opgewek het, sal jy gered word. Nie miskien gered word nie, sal jy gered word. Met ons hart glo ons en word ons vrygespreek. Met die mond bely ons en word ons gered. Dis die implikasie vir my nie. So ek en jy moet dit uitleef. Ons weer die prys betaal, ons moet dit glo, ons moet dit deel maak van ons. Dit gee ons die vrye teels te maak wat ons wil. Natuurlik moet daar transformasie in ons lewens plaasvind. Soos Paulus beskryf in 2 Korintiërs 5. Transformasie plaas ons 'n nuwe mens. Die ou ding is verby. Ons het nuwe begeertes en dit is om te doen dit wat die Here van ons verlang. So dis die implikasie vir ons as mensdom. Ons nou gesien as implikasie vir God wat bevestig hy is nie 'n leienaar nie. Jesus, die Seun van God, hy is werklik die Seun van God. Die Heilige Gees, as dit nie vir die opstanding was nie, so ek het nie nooit die Heilige Gees kon ontvang nie. En as sien ons ook vir die mensdom, die implikasie vir die mensdom is juist dit. Dat ons sonde vergewe is, dat Jesus Christus die prys betaal het, en dat ons dan voor God kan bely met ons mond, dat Jesus die Here is, en met ons harte glo, dat God hom uit die dood opgewek het. Daardeur sal ons gered wees. Laaste implikasie, en ek sluit af met dit, wat van Satan, wat van die demone, is daar implikasie vir hulle? Absoluut. Daar's 'n groot implikasie vir die vyand ook. Kolossense 2 vers 13-15 sê, julle was dood deurdat julle gesondig het en deur julle sondige natuur nog nie weggeneem was nie. God het julle egter saam met Christus lewend gemaak deurdat hy ons al ons sonde vergewe het. Hy het die skuld bewys met die eise wat teen ons was tot niet gemaak. Deurdat aan die kruis te spyker het hy dit vir goed weggeneem. Net 'n oomblik kan verstaan. Jy moet verstaan dat as God na my en jou kyk as kinders van die Here, en ons as kinders van die Here, kyk hy na my en u as mense sonder sonde. Pastor Daniel nou by die paasdiens het hy so mooi verduidelik. Hy sê, ons sonde word onder die mat ingevee nie. Ons sonde word nie oorgesien nie. Die bloed van Jesus was ons sondes weg, asof ons geen sonde het nie. Soos God na ons kyk, dis kom maar die oordeel vir ons is nie, as kinders van die Here, is om dat na ons kyk en hy sien die bloed van Jesus, om te sien ons as 'n nuwe skepsel. Hy sien ons as 'n persoon sonder sonde. Dit is my so wonderlik, dat my hierso sê, hy sê, hy die skuld bewys, met ander woorde, dit vir die sonde teen ons gehad het hy tot niet gemaak, want dit is weg, dit bestaan nie meer nie. Deurdat aan die kruis te spyker, het hy dit vir goed weggeneem. Dis hoe God my en jou sien, as ons kinders van die Here is. As jy werklik met jou hart glo dat dat Jesus vir ons gesterf het, en ons kan bely met ons mond, is dit juis die geskenk wat die Here vir ons gee. Deur die opstanding het Jesus die vyand se mag van weggeneem. Wat se mag? Die vyand se mag was in die dood gewees. Maar nou die feit dat Jesus opgestaan het, opgevaar die hemel toe, weet ons dat die dood ons nie vashou nie. Ons weet, ons word lewend gemaak. So die skrif het nou gesê het, as Jesus kom by die oordeel, sal die grafte oopgaan en ons sal almal lewend gemaak word. En as jy kind van die Here is, sal jy dan vir ewig saam met die Here leef. So, die duiwel het sy mag verloor met die dood. Want hier sê toe die wind, dis kom, ek dink is 2 Korintiërs, waar hy sê, 1 Korintiërs 15, waar hy sê, dood, waar is jou angel? Want hy het verloor, heeltemal. So ons is nie meer nodig om bang te wees vir die dood nie.
Ons is nie meer nodig nie, want ons is nou kinders van die lewe. Ons weet dat dit stop nie by die dood nie. Ons weet die dood se tydelike oorgang tot 'n ewige lewe saam met die Here. Vroeër was die mense bang geweest vir die dood, maar ons is nie meer nodig nie, want Jesus het opgestaan. Hy het die dood oorwin. En soos hy lewend gemaak is, sal hy ons dan ook lewend maak. Dat is vir ewig gewees. So, dis net in 'n nutshell. Ek wil net gehad het dat ons net 'n bietjie praat oor die implikasies. En ons baie ander implikasies. Maar ek dink hier is miskien die 5 hoogte punte rondom die opstanding. Die implikasies daaromtrent wat vir my en jou inhou, dat dit nie net gaan oor die kruisig nie. Dat dit nie net gaan oor ons sonde nie, maar daar implikasies is. En ek dank die Here vir elke ding wat in die woord van God staan. Elke belofte, alles wat hy gesê het, alles wat hier staan van vas. En dat die plan was van die Here van die begin af om ons te red. Ek sê altyd vir die jeug, ek sê af met dit, dat die feit dat Jesus kom sterf aan die kruis, was nie God se backup plan gewees nie. Dis nie God se plan gewees, die Sondag kom toe sê, wat gaan ons nou doen, nou stuur ons seën nie. Jesus het geweet, ons sal onsself nooit kan red. Dit was die plan van die begin af gewees, dat Jesus sou kom sterf vir ons sondes. En ek dank die Here vanoggend, dat ek en jy vanoggend 2000 jaar later hier kan wees. Ons kan leef in dit, ons kan dit glo. Ek dink altyd aan die disippels, hulle het nie geweet wat kom nie. Die mat was onder hulle voete uitgeruk gewees toe Jesus nou verskyn het. En toe kom hulle agter, want dit wat hy gesê het, dat hy die Seun van God is, hy het dit bevestig. En daarom kon hulle toe uitleef. En so ek sê, maar die boldness en autoriteit, die woord van God verkondig. Wat is die woord? Die goeie nuus verkondig. Wat is dit? Die opstanding van Jesus kon hulle verkondig. En al was hulle gemartel, al was hulle geslaan, al was hulle in die tronk gegooi, het hulle nie stil gebly nie. Hulle kon nie. Hulle het dit gesien, hulle het dit geleef. En mag ek en jy vanoggend, soos jy uitbeweeg, daar waar ons beweeg, mag ons dit ook so uitleef. Mag ons met die sekerheid in ons harte leef, dat Jesus vir ons sonde gesterf het. Dat die prys betaal is, dat ons kinders van die Here is. Dat hy ons sondes weggeneem het, toe hy in die kruis vasgespijker het. En dat ons vanoggend kinders van die Here kan wees. Amen. Kom ons sit so, en dan bid ons saam. Here Jesus, wat 'n voorreg, Here, om net hierdie woord te kom bring vanoggend, Here. Ag, Abba Vader, as ons net beginne dink aan dit wat U vir ons gedoen het, Here. Hoe kan ons ooit genoeg vir U sê dankie vir dit wat U gedoen het? Dankie vanoggend dat ons opnuut weer eens kan verklaar, Here, met sekerheid kan verklaar, die graf is leeg. U het opgestaan. U het opgevaar hemel toe, Here, en daar gaan 'n dag kom wat U bereid gaan kom haal. Ons is opgewonde daaroor. Vader, ons eer U vir dit. Dankie dat U ons so lief gehad het. Dat U ons lief gehad het, selfs toe ons sondaars was. En dat U vir ons die Heilige Gees gegee het. Here, sal U die naprediker wees van die woord. Sal U met ons wees en sal U ons herinner hoe kosbaar ons vir U werklik is. En dat U liefde vir ons nooit ophou nie. Ons bring eer en lof aan U, Here, in die naam van Jesus. Amen.